Hoor julle? Sjoe, hier is nou nie plek vir môre, ek sal net 'n bietjie skuif maak. Sjoe, voordat ons hierby gaan uitkom, ek wil net daar sit dat julle aandag mooi by my is, en wij gaan julle allemaal wonder wat is in daai groot geskenkpakke. Ek het eendag gehoor van 'n dominee, hy wou graag gehad het, al die mense moes fokus op wat hy sê, en toe bring hy die oggend, bring hy 'n klip saam, en hy sit die klip so voor op die preekstoel neer, en die hele diens sit die mense so in afwagting om te sien wat gaan nou gebeur en wat gaan die dominee oor hierdie klip sê, wat gaan hy met hierdie klip doen. En toe hy klaar is met die preek afgesluit, seën uitgespreek, toe vat hy die klip en hy sê, ek kan sit hom in sy sak en hy stap af. En die mense vraag vir hom, dominee, nou wat van die klip? Hy sê, nee, ek wil net gehad dat jy moes konsentreer vandag op die preek. Nou weet ek nie of die mense dit gedoen het, en of hulle net na die klip die hele tyd geluister het en gewonderd hoe die dominee die klip in die preek gaan inwerk nie. Maar nou ja, dis maar 'n manier seker van hoe 'n mens aandag kan kry. Kom ons sing vanmôre saam ons 'n bekende lied. Lees jou Bybel, bid elke dag. Julle kinders ken hom mos nie. Al die kinders, tot almal onder 99. Nie net so sê nie, ek hoor daar ons buurvrou se ma bly in Carltonville, ons buurvrou daar van Potch. Toe sê sy nou dag vir ons al ma bly, so maar ma is 102 jaar oud. So, ons moet nou dalk nie net sê, allemaal onder 100 nie, nee, kan dalk iemand oor 100 ook wees. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag, jy sal groei, 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 jy sal groei, 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 en jy sal groei, 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 lees jou Bybel, bid elke dag, jy sal groei, groei, groei. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, vergeet om te bid, vergeet om te bid, verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, jy sal krim, krim, en jy sal krim, 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 en jy sal krim, krim, krim. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, jy sal krim, krim, krim. Volgende keer moet julle groei, groei, groei en krim, krim, krim met julle so kleiner word, hoor. Ons gaan met die groot mense vanmôre, waarvoor almal van ons van julle sit in die diens, gaan ons vanmôre bietjie praat oor ware aanbidding. En ons gaan 'n gedeelte lees uit Romeine 8 van vers 26 tot 36. Ek gaan nou nie die hele gedeelte nou lees nie, ek sal hom nou lees. Maar, en dis, mens sal eintlik vir jouself afvra as jy die gedeelte lees, en jy sê, maar, hoe kom dit by ware aanbidding uit? En dis nou 'n baie goeie vraag, want wat is ware aanbidding? Maar ek wil so 'n bietjie iets vir julle demonstreer vandag, wat ek hoop julle sal help daarmee. Ek het hierso 2 sakke saamgebring. En dan wonder ek, wie van julle, as ek nou vir julle sou vra om 'n keuse te maak, wie van julle sou eerder hierdie mooi blink geskenk sak vat, of wie van julle sou eerder hierdie ou, sommer gewone ou inkopiesak vat? Wat lyk vir julle die beste? Sias sê hy gaan hierdie invat, die ander 3 sê hulle gaan hierdie invat. Nou Sias het sy eie kop, ek hoor sy oupa sê vanoggend daar by die huis, kom Sias met 'n cricketvorm en sy maale sê vir hom, hoorie Sias, jy moet mooi verstaan, Suzette sê vir hom, jy moet mooi verstaan, hierdie is 'n vorm wat vra of jy wil cricket speel, wil jy graag cricket speel? Sy sê vir sy ma, jy moet my maar reg help as ek verkeerd onthou. Sy sê vir sy ma, ja, hy sal my, wil net nie te veel hardloop nie. So, goed, ok, julle het gesê, julle wil hierdie sak hê. Kom ons kyk wat is in hierdie sak. Kom ons kyk wat is in hierdie sak. Dit is baie mooi reispapier.
Het is baie mooi opgemaak. Baie mooi papier hierso. Wat dink julle is hierin? Niks. Een ou plastiese bakkie. Kom ons kyk wat nog iets in is. Lee, het lyk nie vir my so of hierdie so goeie keuse was nie. Een ou melkborrelboks. Nee, wat ek dink, julle het die verkeerde keuse gemaak. Een ou tomatie kannetjie, nee. Hier is niks in hierdie boks. Hy lyk baie mooi van buite af. Nee, hy lyk baie mooi van buite af. Het lyk of daar iets lekkers in gaan wees, of iets mooi in gaan wees. Maar dit kan 'n mens partykeer verwar. So, baie mooi en blink. En kom ons kyk wat is hierin. Jy sê 'n handdoek in. Dis daarom iets handig. Ek kan daarom jou hande afdroog met hom, nee. Jy sê grondbootjie boter in. Wie hou van grondbootjie boter? Dis dan ook al bietjie beter, want jy kan dit vir iemand gee wat honger is, nee. Ek kan dan op 'n broodjie sit dat hy iets het om te eet. En wat sien nog in? 'n blikkie tuna? Het kan amper 'n middagete hê. Is 'n blikkie mielies. Nou kan ons al nader aan 'n middagete hê. Sien wat sien nog aan. Lekker warm handskoene. Wie se hande is koud? En hier is nog iets in. Ek wil nie uitkom, jy jak vast onder. 'n lekker kombersie. Wat een van julle dink julle is die beter ene? Hierdie ene. Want hierdie ene het dinge in wat ons kan gebruik of self, of ons kan dit weggee. As daar iemand is wat koud kry, kan ons vir hulle ou kniekombersie gee, en dan kan hulle op hulle knie sit. Ons kan iemand wat sy hande koud is, kan ons vir hulle lekker handeskoene gee, ons kan vir hulle ietsie gee om te eet, en ons kan vir hulle, daar is nog ietsie om te eet, en ons kan dan vir hulle ietsie gee om hulle hande of hulle gesigte mee te was en skoon te maak. So hier kan 'n mens dan iemand help daarmee, nee. Maar ons baie keer dan dink ons word verlei deur hierdie, die mooi buitekant, die blink papier, dit moet alles net, ek praat altyd van blink Stefaans, nee, dit moet altyd mooi en blink en helder en ligte en alles wees. En partykeer dink ons, ware aanbidding is soos hierdie sak. As ons net die regte musiek het, as ons die sangers het wat kan mooi sing, as ons dit net mooi van buite af kan maak, dan dink ons dis nou aanbidding. As daai oom so opstaan en daai oom ouderling, ons het nou nie meer so baie ouderlinge nie, maar is altyd in die gemeentes waar ek was daar altyd so een oom ouderling, as hy opstaan en hy bid. Hy het daar maar 'n manier van bid en woorde gebruik, hoor. Dis top notch, dis daar bo. En dan wonder mens partykeer, maar ek kan nie so mooi bid nie. Hoor die Here my raak. Maar die Here hoor nie daai dinge raak nie, hy sien ons hart raak. Hy sien raak wat ons kan doen. En waarom bidding is om te gee. As ons sê in die oggend, ons kom erediens toe. Wat beteken erediens? Ons kom dien die Here met ons eer, met ons lof, met ons aanbidding. En baie keer as ek na kerke vandag kyk, dan wonder ek eintlik of dit nog waar is. Of ons nie kerk toe kom, as ons dit net, ook die dominee moet kan preek uit die spoegspad, en hy moet hierdie dinge kan sê, en hierdie dinge, en hy moet dit so kan doen, en hy moet amper alles in een wees, hy moet 'n entertainer wees, en ons wil graag na daai kerk toe gaan, waar daai orkest daarvoor staan, en die musiek, en hulle speel, en dis ligte, en dis laserligte, en rookmachine, en dit lyk soos 'n popconcert, en almal is hande in die lug, en nie dat daar iets verkeerd is om jou hande in die lug te sit, ons doen dit self ook baie, maar ons dink baie keer, dis daai uiterlike, maar ek wil hier ons moet vanmôre stil staan, en julle moet saam by stil staan, en sien, dit gaan nie altyd oor die uiterlike nie,
Dit gaan oor wat ons doen. En Romeine wil Paulus vir ons ietsie leer daaroor om te sê is, hoe aanbid ek regtig? As dit met my swaar gaan, as daar nie kos in my kas is nie, as ek nie warm klere het nie, as ek nie al hierdie mooi ding het nie, gaan ek ophou om die Here te loof? Gaan ek ophou om die Here te aanbid, om het met my swaar gaan? Gaan ek net die Here aanbid as het met my goed gaan? En kom ons hoor vanmôre dat die Here vir ons sê, nee, het gaan nie oor die uiterlike nie, het gaan nie oor die mooi en die blink goeders nie, dit gaan oor wat ons kan gee, nie alleen vir die Here nie, maar ook vir ander mense wat langs die pad is, wat dalk honger is, wat dalk koud is, en hoe kan ons die Here dien op maniere ook deur te gee, ook Jesus se liefde vir ander mense te kan gee. Ek hoop julle onthou dit, nie?